maar kon werk. 1 Tessalonisense 1 vers 2. Ons sê altyd vir God dankie vir julle almal. Ons doen dit wanneer ons aan julle dink in ons gebede. Ons onthou die heeltyd julle goeie werke wat in geloof geanker is, en julle harde arbeid wat in liefde geanker is, en julle volharding wat in hoop geanker is. Dit is alles gerig op die Here Jesus. Liewe geloofsfamilie, die God het julle baie lief. Hoor jy hoe praat Paulus oor mense? En as ek hoor hoe ons as Christene oor mekaar praat, ons praat mekaar in die grond in. Verstaan jy hoe klink Christens, die nuwe taal? Wat sal gebeur as Afrikaans my tweede taal is, my eerste taal dankbaarheid, waartoe God my oproep? En ek sê weer, is nie opsioneel nie, is nie etiket nie, is nie goeie maniere nie, dit doen die wêreld, dit doen my ma. Maar Christus sê, ek roep jou tot my standaard. Ek roep jou om aan my wil te lewe. Ek roep jou om my kruis te dra, en een van die kruise wat jy sal moet dra, iets wat jy sal moet kruisig, want jy sing graag. My alles is op die altaar. Sit jou ondankbaarheid asseblief op die altaar, niemand sit dit ooit op nie. Sit dit asseblief op. Jou foutvinderige hart, sit dit asseblief op die altaar. Jou veroordelende ingesindheid, bring dit vir my. En ek sal jou vul met dank. Ek sal jou leer om te dans, soos wat ek dans in Lukas 10, as Jesus dans oor mense wat heel word. Ek sal jou leer om dankvol en dankvinderig te leef. Ek sal jou leer om 'n nuwe taalbaas te raak. En dan, ek sluit af, dan kan ek, as ek geleer het om dankvol en dankvinderig te wees, om God te dank in alles, redes te soek, soos Paulus doen in sy briewe, om vir ander mense in dankbaarheid na God toe te dra, dan kan ek in die lewe dankbaar gaan leef. Dink net wat sal gebeur as ons gesprekke verander. As ek vir mense begin vra, waarvoor kan ek vir die Here dankie sê vir jou? Ons is gewoond, ons doen voorbidding. Ek het nog nooit gehoor dat iemand dankbidding doen nie.